Dit is nooit te vroeg of te laat om jou kinders te leer hoe om met geld te werk nie. Ek gesels nou met Dirk Grewé van Everest Advisory Services oor hoe ons nou al kinders kan leer om slim finansiële besluite te neem. Baie welkom hier by ons. Goeiemôre Elsa, baie dankie. Baie lekker om hier te wees. Goed Dirk, kinders en geld. Hoe leer ek my kind om beter met geld te werk en nie die foute te maak wat ek of ons, die meeste van ons maak nie? Elsa, ek dink dit begin by ons as ouers vandag. Baie van ons het geleer hoe ons ouers met geld werk en ons het geleer deur te kyk wat hulle met geld doen. As ek kan dink, jy weet, so, ons het nooit geleer wat is belasting, hoe werk dit, wanneer doen ek aansoek vir 'n belastingnommer, jy weet, waar gaan ek om aansoek te doen vir 'n belastingnommer nie, hoeveel geld moet ek wegsit vir noodgevalle, jy weet, hoe trek ek 'n begroting op, wat moet deel wees van my begroting. Baie mense vandag vergeet om argumentsonthaalwe, haarsny en haarkleur en sulke tipe van goeders deel te maak van hulle begrotings. Ek dink die grootste ding wat ons as ouers moet doen vandag is om vir ons kinders van vroeg af al te leer en vir hulle te sê, luister, hierdie is wat hierdie konsepte is, dis wat dit beteken, dit is hoe dit werk, dit is wanneer jy moet 'n begroting optrek. Ek dink hoe vroeër ons begin, hoe beter is dit. Vir my, as ek kyk na my eie huishouding, ons het in my eie huishouding het ek al begin van vroeg af met my kinders, so jonk as 10 het ek al begin om met my kinders hierdie konsepte te deel. Jy weet, om vir hulle te verduidelik dat wanneer geld inkom, moet geld gedeel word ook. Ja. Nou, is dit moontlik om iets soos 'n generasiesiklus te breek? Want ek weet baie mense verwys na die feit dat dit eintlik meer 'n bose kringloop is, as 'n mens dit so kan opsom, na aanleiding van ouers wat miskien nie geweet het hoe om met geld te werk nie, en dan spoel dit nou oor na die kinders toe ook. So is dit moontlik om daai te verander? Ja, dit is definitief moontlik om dit te verander. Dit begin by my. Dit begin by my as ouer om vir my kind te leer, soos ek gesê het. Jy weet, wat is hierdie konsepte? Ek het vir my kinders van vroeg af al begin sakgeld betaal. Nie noodwendig omdat ek wil hê my kinders moet take verrig nie. Of werkies doen nie, kom ek sê so. So ek wil nie noodwendig hê my kinders moet gras sny en die skottelgoed was en daai tipe van goeders doen nie. Ek dink baie min kinders doen dit vandag, maar ek kan vir my kind veilig 'n paar rand gee elke maand, konsepte aan hom verduidelik, deur vir hom te sê, luister, weet jy wat, help vir mamma. Vandag as jy by die huis gekom het, as jy jou skoolklere uitgetrek het, trek jou skoolklere uit en gaan sit dit binne in die kas. Hang jou hemp op, moenie dit op die vloer gooi nie, môreoggend moet hy gestryk word, of wat ook al die geval mag wees. Want dan begin hy begin so bietjie verantwoordelikheid leer ten opsigte van dit wat hy doen en dan dit wat ek vir hom gee. En dan, ek dink, ek het vir my kinders 'n bankrekening oopgemaak. Jy weet, sodat wanneer ons hierdie geld vir hulle betaal, dat hy actually kan gaan en sê, luister, weet jy wat, my pa het geleer dat ek moet 'n gedeelte van my geld wegsit vir noodgevalle, ek het 'n 10de wat ek moet wegsit, ek het ietsie wat ek graag vir myself wil koop, wat my ma nie noodwendig vir my gaan koop nie, en ek dink, as jy begin met daardie konsepte, vroeg genoeg, dink ek, gaan jy 'n hele generasie anders groot maak, oor wat dit beteken om hoe met geld te werk, en wat dit is om te begroot. Ek hou van wat jy sê, want ek dink daai kweek ook selfdissipline, jy weet, so jy leer vir 'n kind oor finansies, maar hulle leer terselfdertyd ook persoonlike vaardighede aan. Goed, nou, almal het nou al klaar vakansie gehou, weet, geld is gespandeer wat ons nie noodwendig moes nie, en premies op polisse en beleggings word moontlik nie betaal nie, so wat nou? Die grootste ding, ek dink die beste ding wat jy vir jouself kan doen, is jy moet gaan sit en jy moet jou begroting gaan optel en jy moet dadelik ontslae raak van daai renteskuld wat jy gedoen het. Die beste ding wat jy kan doen, nadat jy jou begroting opgetel het, is om iemand naby aan jou verantwoordelik te laat hou. So jy moet daai begroting, jy het nie noodwendig om jou hele begroting met iemand te deel nie, maar ek dink dit hou iemand anders en jou verantwoordbaar vir dit wat moet gebeur. So ek dink dit is die belangrikste ding om te doen, is om van daai renteskuld ontslae te raak, want dit raak van hier af net erger. Ja. En hoe voorkom ek hierdie gewoonte of siklus volgende jaar? Ek het vir julle 'n uitdaging. Om hierdie vraag te antwoord. Ons luister. Ja, so dis net as julle dit wil aanvaar. So ek dink wat ons kan doen is ons kan aan die einde van die jaar kan ons iemand wegstuur op vakansie. So baie mense sukkel om geld te spaar. Daar's eenvoudige konsepte wat mense kan volg om baie maklik geld te spaar. Okay. So hier is die idee.
So as jy R10 per week spaar en elke week na die eerste week. So elke volgende week spaar jy R10 plus R10 meer wat jy die vorige week gespaar het. So week 1 is R10, week 2 is R20, week 3 is R30 en so gaan ons aan tot ons by 52 weke kom. Die realiteit daarvan is R10 'n week maak dat jy op die einde van 52 weke R13.780 gespaar het. Sure. Dis R13.780 wat jy kan gaan uitgee op vakansie, rentevry en skuldvry. En jy het nie nodig om te bekommer dat jy nie gaan jou lewenspremies betaal, jou aftreeanniteite betaal aan die einde van die maand, dat Januarie 66 dae lank is nie. Dit voorkom dat jy nie nodig het om geld uit te gee, waarvoor jy moet rente opbetaal nie. Skuld, kredietkaarte, persoonlike lenings. So as julle wil, ek is in, ek sal dit saam met julle doen en dan kyk ons of ons iemand aan die einde van die jaar op vakansie kan stuur wat nog nooit op vakansie was nie. Ek is in. Ek dink dit klink vir my na 'n baie goeie idee ook. En ek dink almal hier by Goeiemôre Good Morning moet dit sommer doen. En dan gaan ons almal sommer met vakansie, jy weet, maar dit is 'n baie, ek dink dit is effektief en dit plaas dan nie druk op 'n mens, jy weet, want dit is, ek dink dit is redelik haalbaar. Goed, ons moet begin anders dink oor geld en wat om daarmee te maak of hoe ons dit spandeer of aanwend. Sê net vinnig vir ons, hoe doen ons dit? So ek dink, soos ek nou net gesê het, dis maklik om geld te spaar. Mense moet so 'n bietjie buite die boks dink. Ek dink nie mense het nodig om die wiel oor te gaan, jy weet, design nie. Ja. Ek dink 'n mens moet net 'n bietjie anders prakties gaan dink oor wat ek het en wat ek met my geld kan doen, soos die voorbeeld wat ek nou net gegee het. Iets anders, ander konsep wat 'n mens kan gebruik is, baie mense ons gaan doen almal inkopies elke dag. As jy weet 'n spesifieke maak se tomatiesous kos R50 'n bottel en hy is op promosie vir R35 byvoorbeeld. En jy gaan winkel toe en jy gaan koop daai. Baie mense kom terug en sê, jy weet, ek het nou 2 of 3 van hierdie bottels gekoop. Dit is wat dit gekos het. Ek het dit op afslag gekry. Ja. Die idee is eintlik dat jy het glad nie geld gespaar nie. Jy het iets net teen 'n goedkoper prys gekoop. As jy die geld vat en jy spaar dit, dan het jy geld gespaar. Baie dankie, dis al wat vir ons tyd het. Maar vir meer insig oor slim finansiële besluite, besoek die Everest Advisory span by www.everestadvisory.co.za. Bly ingeskakel, ons gaan net hierna teater toe.